Goeiedag, welkom by hierdie week se Woensdag woord. 'n Oomblik waar ons net in die week bietjie kan stil staan rondom die woord van die Here, waar ons net kan hoor wat hy vir ons wil sê in hierdie week. Jy het seker ook al die Engelse gesegde gehoor, going through the motions. Nou ek het gaan soek en gaan kyk wat is 'n goeie manier om dit te vertaal in Afrikaans, maar ek kon nie 'n mooi vertaling daarvan kry nie. So jy moet asseblief my Engels bietjie verskoon in hierdie Woensdag woord. Maar hierdie sê ding, hierdie gesegde going through the motions is iets wat ons al baie gehoor het in ons lewe. Aan die een kant, as ek hierdie hoor, going through the motions, dink ek op 'n positiewe manier daaraan. Ek dink aan iemand wat baie goed is met wat hulle doen. Soos 'n golfspeler wat al miljoene houe geslaan het en presies 'n balletjie kan slaan om te land op presies die regte plek waar hulle wil hê dit moet land. Daai golfspeler going through the motions, of 'n musikant wat al hulle vingeroefeninge die hoeveelste keer gedoen het, 'n pianis wat al soveel kere daardie toonlere gespeel het, en wanneer hulle dan 'n musiekstuk moet opvoer, wat hulle dan sommer net deur die motions gaan. Hoekom? Want hulle het dit al soveel keer gedoen, en hulle kan dit net geniet. So dis die positiewe daarvan, maar die negatiewe van going through the motions, en ek dink ons almal gaan op 'n stadium deur dit, is wanneer ons op 'n plek in ons lewe kom, waar dit alles wat ons doen net voel soos roetine. Ek moet nou maar die hond kos gee, ek moet nou maar my bed opmaak en die skottelgoed was, die kinders by die skool gaan aflaai, al die dinge van die lewe, van die gewone lewe, en dit frustreer ons baie keer. Dit voel dikwels vir ons asof, maar is daar nie iets meer aan die lewe as net hierdie roetine wat ons moet doen, weer werk toe gaan, weer skoolfonds betaal, weer belasting betaal, al hierdie tipe dinge, en ons word baie keer maklik afgestomp teen die lewe. En ek wil vandag bietjie hieroor gesels, want ek dink nie dis die lewe wat die Here vir ons wil hê nie. Hoor wat skryf Paulus in Kolossense 1 van vers 9 af. Hy sê, daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is. Daai is baie belangrik, vers 10, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle die vrug dra deur elke goeie werk, en groei in die kennis van God, en deur die mag van sy heerlikheid, al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Nou hierdie is 'n mondvol, hierdie gedeelte in Kolossense, maar daai vers 10 het vir my uitgespring, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en om in alles tevrede te stel. Ons kan dikwels sukkel in ons lewens, maar die Here roep ons om in alles wat ons doen, om tevrede te stel. Nou, hoe doen ons dit? Hierdie afgelope week lees ek as deel van my studies in my leeswerk, lees ek 'n artikel van die teoloog John Whitfield, en hy praat hierso in hierdie artikel spesifiek oor liturgie, maar die voorbeelde wat hy gebruik het, was vir my baie prakties van op ons lewens van toepassing. Whitfield praat van twee aspekte van die lewe. Hy praat van habits, van die routines, en dan praat hy van moments. Dis nou die hoogtepunte en so. En hy beskryf hierdie habits, hierdie routines, as die gewone elke daagse goed. Hy sê dit is goed om soos elke oggend vir jou vrou of jou kinders of selfs jou kollegas te sê goeiemôre. Selfs al is dit nie goed in jou môre nie, selfs al gaan dit nie goed met jou nie, is jou gemoed dalk nie goed nie, om daardie routines te hê van om nog steeds te sê goeiemôre, of om byvoorbeeld 'n verjaarsdagkaartjie te skryf vir 'n vriend of 'n vriendin, vir jou man of vrou, en te sê baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop dis 'n geseënde jaar. Maar terwyl jy dit skryf, voel jy dalk nie so bly soos wat jy oorkom in hierdie kaartjie nie. En dan die moments waarvan Whitfield praat, dit is die hoogtepunte van die lewe. Dit is waar ons intimiteit ervaar met ander mense, met die Here, waar ons regtig voel ons is naby aan die Here. En wat Whitfield dan sê, en dis vir my so belangrik, is hy sê, ons gaan net die moments, die hoogtepunte van die lewe kan ervaar en kan beleef, wanneer ons elke dag in die routine, in die habits, wanneer ons daarin moeite doen. En dis vir my so belangrik. Niemand gaan hardloop die Comrades deur net daardie oggend op te staan en te besluit, ek voel nou lus om die Comrades te gaan hardloop. Of dalk is jy so super fikse mens dat jy dit kan doen. Ek persoonlik kan nou nie dit doen nie. Maar wanneer ons iets soos die Comrades wil doen, of wanneer ons oefen vir iets, moet ons dag na dag, week na week, onsself
oefen om dit te doen. En dis dieselfde in ons lewens en dis dieselfde in ons verhouding met die Here. Die Here sê ons is tot meer geroep as om net eendag hemel toe te gaan. En ek sê nie dis nie belangrik nie, dit is so belangrik. Maar die doel van ons lewe is nie net om eendag hemel toe te gaan nie. Die Here gee vir ons 'n lewe. Hy gee vir ons roetines. Hy gee vir ons die daaglikse skottelgoed was, die daaglikse kinders aflaai by die skool, die daaglikse rekeninge te betaal. Hoekom gee die Here dit vir ons? Hy gee dit vir ons as 'n geskenk. Hoekom? Dat ons deur daardie gewone roetine van die lewe, dat ons meer soos hom kan word. En hoe kan ons dit weet? Hoe kan ons dit beleef? Want ons weet die Here is saam met ons in dit. Hy los ons nie op ons eie net om dit alles self uit te figure nie, maar hy sê ek is saam met jou in die roetine van die dag. So volgende keer wanneer jy die kinders by die skool moet aflaai, volgende keer wanneer jy dalk net 'n doodgewone lekker aandete eet, onthou om vir die Here dankie te sê. Sê vir hom, Here, dankie dat ek my kinders by die skool kan gaan aflaai. Dankie dat ek kos mag hê. Dankie dat ek vriende en familie mag hê. Want wanneer ons daardie gewone roetines van die lewe oefen, leer ons onsself om dankbaar te wees. Leer ons onsself om naby aan die Here te leef. Die Here is altyd naby aan ons, maar ons moet onsself herinner daaraan dat hy naby is aan ons. Want hoekom is dit belangrik? Want dan, wanneer die groot momente in ons lewens gebeur, wanneer die dag wanneer jy trou, die dag wanneer jou kind gebore word, die dag wanneer jy sien hoe daardie kind wat jy groot gemaak het, hoe hulle graad kry op universiteit of wanneer hulle 'n goeie werk kry, die dag wanneer jy 'n hoogtepunt in jou eie persoonlike lewe beleef, dan in daardie dag, wanneer jy daar kom, dan is jy al so geoefen om dankbaar te wees, dat die groot moment dat dit net soveel meer spesiaal word. Hoekom? Want jy weet, die Here was daar saam met jou in die roetine van die elkedaagse lewe. So ek wil jou uitnooi om nie die roetine, die gewone van die lewe mis te kyk nie, maar sien dit as 'n geskenk van die Here, sodat wat hy vir jou gee, sodat jy nader aan hom mag leef en meer soos Jesus mag word. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons lewe gee, dat U vir ons lewe in oorvloed gee. En Here, dankie dat U ook saam met ons is in die gewone elkedaagse lewe. Here, help ons om ook die mooi daarin raak te sien. En Here, gebruik die roetine in ons lewe, die elkedaagse lewe. Here, sal U dit gebruik om ons meer soos U te maak. Here, help ons om hierdie ritmes en roetines van die lewe te sien as 'n uitnodiging om in verhouding met U te leef. Here, dankie vir U liefde dat U ons vrygekoop het. In Jesus se naam bid ons dit.